Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Saterdag 4 Julie 2026 en hier volg die nuus. Die topbeampte van misdaadintelligensie, Feroz Khan, en die sigarettesmokkelaar Mohammed Sayed word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om 'n omkoopgeld van R92,4 miljoen te verkry vir die fasilitering van 'n tesourie-inligtingstegnologie kontrak. Advokaat Adila Hassem, senior konsultant, die getuienisleier van die Madlanga Kommissie, het Vrydag gesê dat Khan vertroulike tenderinligting aan Sayed en Ismail Fali, die eienaar van Kaizen Motorspares, verskaf het deur sy verbintenis met die hoë vlakbeampte Molefe Fani. In die Oos-Kaap het Felicile Melane, die 55-jarige adjunkdirekteur van die Departement van Vervoer, na sy inhegtenisname deur die Valke op 25 Junie in Koegompo-stad weer na sy pos teruggekeer. Melane het in die Konse Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog, vervalsing en die indiening van vervalste dokumente, nadat 'n arbitrasiebesluit deur kommissaris Solomzi Mpiku op 14 Julie 2025 bevind het dat hy nie die nodige kwalifikasies vir sy pos besit nie. Intussen dreig die Nasionale Raad van DBV's met strafregtelike vervolging teen die Perde de Drent bedryf, op die vooraand van die 130ste Durban July by die Hollywood Bets Gravel renbaan. Die dispuut het ontstaan nadat die Nasionale Perde de Drent owerheid geweier het om die DBV se welsynsvoorstelle vir die 2025-26 reëlwysigings-uklus te aanvaar, wat 'n uitfasing van tongbande teen Julie 2025 en 'n verbod op swepe teen 1 Januarie 2029 ingesluit het. Jacques Peacock, die DBV se kommunikasiebestuurder, het bevestig dat hulle vervolging ingevolge die Dierebeskermingswet 17 van 1962 sal eis indien oortredings gevind word. Die owerheid se uitvoerende hoof, V. Moodley, het nog nie op die beweringe reageer nie. In die Van der Bijlpark Landdroshof is borgtog vir die tweede keer geweier aan die 25-jarige Janitha van Renen Coetzee, wat daarvan beskuldig word dat sy die Mfuleni plaaslike munisipaliteit van sowat R424.000 bedrieg het. Coetzee het haarself na bewering as 'n onafhanklike agent voorgedoen, wat inwoners met afslag op munisipale rekeninge kon help, maar sy het die geld vir haarself gehou. Die bedrog is ontdek deur die voormalige hooffinansiële beampte Martha Mani Rantsofu, wat in Maart vanjaar doodgeskiet is. Die streekwoordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Tshegofatso Makudu, het gesê die hof het bevind dat geen nuwe feite vir borgtog voorgelê is nie, en die saak is tot 23 Julie uitgestel. In Kathu is die 43-jarige Jessica Koen, 'n voormalige finansiële administrateur van die Hoërskool Kathu, deur die Valke in hegtenis geneem vir die verduistering van sowat R4,6 miljoen van die skool se fondse. Luitenant-kolonel Tebogo Tebe het verduidelik dat Koen private bankrekeninge geskep het en fiktiewe fakture uitgemaak het om skoolgeld en oortydbetalings na haar eie rekening oor te plaas. Die onredelighede is in Oktober 2025 tydens 'n audit ontdek, en Koen het Vrydag in die Kathu Landdroshof verskyn, waar die saak tot Dinsdag uitgestel is vir 'n borgtog aansoek. Wat die politieke toneel betref, is daar groot spanning nadat dit aan die lig gekom het dat die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking moontlik skriftelike opdragte aan Anil Suklal, Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, gegee het om oud-president Jacob Zuma en die staatskaping beskuldigde Ajay Gupta te ontvang. Suklal het die opdragte skriftelik aan Supra Mahumapelo, voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee, bevestig, ten spyte daarvan dat die minister in die presidentsie, Khumbudzo Ntshavheni, hom skerp veroordeel het. Ntshavheni het dit 'n skande genoem dat 'n regeringsverteenwoordiger saam met voortvlugtige misdadigers gesien word
nadat Zuma en Gupta verlede week 'n tempel in Uttarakhand besoek het. In reaksie hierop het Ronald Lamola, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, 'n amptelike ondersoek na Suklal se optrede begin. Lamola het in Pretoria tydens 'n ontmoeting met die adjunkpremier van Pole, Radoslaw Sikorski, gesê dit beïnvloed die land negatief dat 'n voormalige staatshoof 'n parallelle buitelandse beleid dryf. Die departement wag nou op 'n interne verslag om vas te stel wat die doel en die implikasies van hierdie besoek ingevolge die wet op buitelandse dienste is. Op die sportveld is die Suid-Afrikaanse Rugby-Unie hoopvol dat die Ellis Park Stadion Saterdag 90% vol sal wees vir die toets tussen die Springbokke en Engeland, ondanks aanvanklike trae kaartjieverkope. 'n Woordvoerder het bevestig dat kaartjiepryse vir hierdie eerste toets van die seisoen verlaag is om nader aan die historiese gemiddeld van 91% kapasiteit te kom. Ellis Park het plek vir 62.000 toeskouers en in Junie 2018 het 55.260 toeskouers die wedstryd teen die Rose daar bygewoon. In Limpopo het die polisie hul soektog verskerp na die 26-jarige Zimbabwese burger Tafara Mususu Musekwa, wat met 21 sake van huisroof in die Wembe distrik verbind word. Kolonel Malesela Ledwaba het gesê Musekwa word ook verbind met 'n huisroof Woensdag in Mavambe, waar 'n vrou deur 3 mans oorval en van klere, 'n wisselrigter en 'n sonkragbattery beroof is. Die ander 2 verdagtes is reeds deur die polisie vasgetrek en Musekwa is voorheen in 2024 weens die oortreding van die immigrasiewet in hegtenis geneem. In die Noord-Kaap sal die 60-jarige Jacques Raad nog 'n week in aanhouding bly nadat sy borgtoog aansoek in die Barkley Wes Landdroshof tot 20 Julie uitgestel is omdat sy regsverteenwoordiger siek was. Raad word aangekla van die moord op die 24-jarige Alvano Gundri, wat hy op 23 Junie in Kreerstraat Delportshoop buite sy huis doodgeskiet het, omdat hy hom na bewering van lemoendiefstal verdink het. Richard Springbok, 'n familielid van die slagoffer, het gesê die familie is verpletter oor die moord, terwyl hulle voorberei vir Gundri se begrafnis wat Sondag gehou word. Nog nuus uit die Noord-Kaap meld dat 'n minibus-taxi met 20 immigrante van Kaapstad na Mosambiek Woensdagoggend op die nasionale pad 1 naby Hanover omgeslaan het weens 'n meganiese fout met die sleepwa. Brigadier Mashai Gamildien het bevestig dat 14 volwassenes en 6 kinders in die voertuig was en dat 3 passasiers ligte beserings opgedoen het. Omdat slegs 'n paar passasiers die nodige dokumente gehad het, is die saak na die immigrasieowerhede en maatskaplike dienste verwys. In die Oos-Kaap het die volke die suksesvolle vervolging van die scammers Sibusiso Mabaso en Letulwazi Wandile Mnguni verwelkom, wat 1,07 miljoen rand van 'n slagoffer gesteel het deur middel van foonbedrog. Die 2 het as Standard Bank werknemers voorgedoen en die slagoffer oortuig om eenmalige wagwoorde te deel, waarna hulle die geld deur Hollywoodbets rekeninge gewas het. Die Mthatha Spesiale Handelsmisdaadhof het Mabaso beveel om R100.000 aan die slagoffer te betaal, terwyl Mnguni R5.000 moet betaal, bo-op hul opgeskorte vonnisse van 5 jaar gevangenisstraf. Die Departement van Binnelandse Sake beplan om die groen staafkode identiteitsdokumente vinniger uit te faseer, nadat 'n rekordgetal van 4 miljoen slim identiteitskaarte in die 2025-26 boekjaar uitgereik is. Minister Leon Schreiber het aangekondig dat die vennootskap met banke uitgebrei sal word na 750 takke om die proses te versnel. Internasionale nuus. Iran berei voor vir die daai lange begrafnis van die ontslape opperleier Ayatollah Ali Khamenei,
wat op die ouderdom van 86 in die oorlog dood is. Sy kus, wat met die vlag van die Imam Hussein heiligdom in Karbala gedrapeer is, het donderdag in Teheran se Grand Musalla gerus langs sy familielede wat op 28 Februarie in die eerste oomblikke van die oorlog deur 'n Israeliese lugaanval gedood is, insluitend sy oudste dogter, sy skoonseun, 'n 14 maande oue kleindogter en die vrou van die nuwe opperleier Ayatollah Mojtaba Khamenei. Generaal Ahmad Wahidi, die leier van die paramilitêre revolusionêre wag, wat sedert 8 Februarie nie in die openbaar gesien is nie, het die kleiner diens bygewoon en aan die staatstelevisie gesê dat die suiwer bloed van hul gemartelde imam nog 'n draaipunt in die oorwinning van Islam sal wees. Die burgerlike leiers, insluitend die spreker van die parlement, Mohammad Bagher Kalibaf, die minister van buitelandse sake, Abbas Araghi, en president Masoud Pezeshkian, het ook al eer betoon, terwyl die weermag Israel en die Verenigde State gewaarsku het om enige wanberekening te vermy. In ander nuus het Michael Skur, wat reeds vir 11 jaar vrywillige werk by Brittanje se nasionale argief doen, verlede Mei 'n seldsame Exeter druk van die Amerikaanse onafhanklikheidsverklaring gevind, wat gedruk is tussen 16 en 19 Julie 1776. Die dokument is gevind tussen die briewe van Thomas Fitzherbert, die kaptein van die 64 kanonskip Raisonnable, wat die 18 kanon privateerskip Dalton op Kersaand 1776 langs die kus van Portugal gevang het. Dit is een van slegs 11 bekende Exeter afdrukke en die enigste een buite die Verenigde State, met opdragte wat deur die president van die kontinentale kongres, John Hancock, geteken is. Amanda Bevan, hoof van die argiefprojek, het gesê die bemanning het nie net geveg omdat hulle veronreg was nie, maar vir 'n ideaal op die wye oseaan. In Monaco is 'n 39-jarige Oekraïense vrou, Anastasia Berezovska, as die hoofverdagte geïdentifiseer vir 'n pakkie bomaanval maandag aand net voor 9 uur, nadat sy na bewering as 'n man vermom was. Die slagoffers van die aanval is die gesanksioneerde 58-jarige Oekraïense multimiljonair Vadim Yermolayev, sy lewensmaat en sy 13-jarige seun, wat almal ernstig beseer is. Berezovska word deur Interpol gesoek met 'n rooi kennisgewing vir poging tot moord, kriminele sameswering en die plasing van 'n plofbare toestel, nadat sy per motor na Italië en Duitsland gevlug het, waar die polisie in Hesse donderdag haar huurwoonstel deursoek het. Die adjunk-aanklaer Morgan Raymond het bevestig dat hulle ook na moontlike medepligtiges soek terwyl die ondersoek voortduur. Die popster Taylor Swift en die Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce vier hierdie naweek hul huwelik by Madison Square Garden in New York, met die hoofvieringe wat Vrydag om 5 uur die middag begin het en tot Saterdag oond 4 uur kan duur. Die geleentheid, wat deur ondersteuners as Amerika se koninklike troue bestempel word, het 'n gastelys van ongeveer 1000 mense gelok, insluitend Selena Gomez, Ed Sheeran en Bradley Cooper, terwyl Stevie Nicks en Tim McGraw na bewering sal optree. Helen Woods, die bemarkingsdirekteur van Tirna Nog en The Joyce Public House, het gekla dat die polisie se padsluitings en die hittegolf sakeondernemings in die omgewing swaar benadeel, ten spyte van beloftes dat sy paadjies oop sou bly. Die stadsowerhede het spesiale permitte aan Honig Productions toegestaan vir die geleentheid en 100 polisiebeamptes is ontplooi om sekuriteit te handhaaf. In Rusland is 12 lede van 'n nuwe nazi-sel genaamd Pure Blood in die tronk gestop nadat hulle probeer het om die pro-Kremlin media titaan Margarita Simonyan te vermoor. Die sel se 21-jarige leier Mikhail Balashov het 'n vonnis van 20 jaar gekry, terwyl die ander 11 beskuldigdes vonnisse van tussen 6 en 18 jaar opgelê is vir misdade wat ook aanvalle op migrante en die selfgemaakte rykdom van $50,000 ingesluit het.
Simonjan, wat aan die hoof staan van die staatsbeheerde RT, Sputnik en RIA, het in 'n Telegram stemboodskap gesê die saak maak haar hartseer en dat sy geen kwade gevoelens teenoor enige iemand koester nie. Die Federale Veiligheidsdiens het die sameswering in 2022 gevnyk voordat die bende hul planne kon uitvoer. Laastens het gewelddadige botsings donderdag buite Albanië se parlement uitgebreek weens 'n leekse oordontwikkeling van $1.6 miljard in die Zvernek Natuurreservaat wat met president Donald Trump se familie, spesifiek sy dogter Ivanka en skoonseun Jared Kushner, verbind word. Betogers het buite die parlement saamgedrom om die ingang te blokkeer, waarna die oproerpolisie traangas, risirutsproei en waterkanonne gebruik het om die skare te verstrooi. Luidens die polisie is 15 beamptes beseer, van wie 4 in die hospitaal opgeneem is, terwyl 25 betogers in hegtenis geneem is. Die ministerie van Gesondheid het bevestig dat 2 betogers ook hospitaalbehandeling vir hul beserings moes ontvang. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.